Goeiedag broers en susters en al ons maatjies. Welkom by ons kinderdiens. Vandag se diens is spesiaal vir ons jong mense. Nou voordat ons die Bybel uitlees, gaan ek vra dat ons skooltasse gaan haal, of as ons bietjie ouer is, miskien ons beursie, miskien ons selfoon en miskien ons sleutels of iets wat elke dag by ons is. Kom ons bid dan nou saam en kom ons vra die Here se seën op dit wat ons gaan lees. Ons Here, ons sê vir U baie dankie dat ons die Bybel kan lees en dat ons mense het wat dit saam met ons lees. Here, baie dankie vir die volwassenes in ons lewens wat help om ons te laat verstaan wat ons lees. En dankie dat U Heilige Gees ook in ons woon en ons help verstaan en wat ons lees deel maak van ons lewens. Ons vra dat ons nie net sal hoor wat U vir ons gaan sê vandag nie, maar dat ons ook so gaan maak. Amen. Ons lees vandag 'n redelik bekende storie, maar ons lees die tweede gedeelte daarvan. Ons lees Genesis 9 en ons lees vers 8 tot 17. Toe sê God vir Noag en sy seuns by hom: En kyk, ek sluit my verbond met julle en julle nageslag na julle. Nou 'n verbond is 'n belofte. En met alle lewende wesens wat by julle is, voëls, makdiere, al die wilde diere van die aarde by julle, met alles wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere op aarde. Ek sluit my verbond met julle, nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie. Ja, daar sal nie weer 'n vloed wees om die aarde te verdelg nie. God het gesê, dit is die verbondsteken wat ek plaas tussen my en julle en al die lewende wesens by julle vir toekomstige geslagte. My boog plaas ek in die wolke. Dit sal dien as teken van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke laat saampak oor die aarde en die boog verskyn in die wolke, sal ek my verbond onthou wat daar is tussen my en julle en elke lewende wese, ja, alle vlees. Die water sal nie weer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Wanneer die boog in die wolke is, sal ek dit sien om so herinner te word aan die ewigdurende verbond tussen God en alle lewende wesens, alle vlees wat op die aarde is. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek gesluit het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Ons lees net tot hierso, mag die Here almal help om so te maak. Wie van julle het diere by die huis? En wat het julle? Ek het 2 katjies en ek dink hulle is die mooiste, oulikste en slimste goedjies in die wêreld. En in Beaufort Wes kyk dan die Nastasia na die slimste, oulikste en mooiste hondjie in die wêreld. En as mens diere by die huis het, dan moet 'n mens mooi na hulle kyk. Jy moet vir hulle kos gee, jy moet skoonmaak agter hulle, jy moet kyk dat hulle elke nou en dan veearts toe gaan. Nou daar was 'n man in die Bybel wat baie diere gehad het om op te pas. Sy naam was Noag. In Noag se tyd het almal van God vergeet. Hulle het mekaar seer gemaak, hulle het net slegte dinge gedoen. En dit het God baie hartseer gemaak, want God wil hê ons moet goed wees. Toe besluit God om van voor af te begin met die wêreld en gee vir die wêreld 'n nuwe begin. Weet ons, kan ons mooi onthou wat het God vir Noag gesê om te bou. God het vir Noag gesê om 'n groot skip te bou. Ons noem dit die ark. Toe het van al die diere 2 in die ark ingegaan, en ek neem aan daar was maar nie net plek meer vir die drake gewees nie. En God het toe 'n vloed gestuur om die wêreld skoon te maak. En God sê toe vir Noag dat Noag en Noag se familie en al die diere wat daar by hom is veilig gaan wees. Al kom die storm wat die wêreld verspoel, God sal nie vir Noag hulle laat verdrink nie. En toe dit vir 40 dae gereën. Ek weet ons bid baie vir reën hierso, want hier kan dit baie droog raak. Maar as dit vir 40 dae lank heeldag aan mekaar reën, gaan ons ook verspoel. Vra maar vir mamma of pappa of dalk vir ouma en oupa oor die vloed in Lyngsburg in 1981. Vandag nog is daar 'n plankie in die kerkgebou om te wys hoe hoog die water gekom het. Nou dis wat 2 dae se reën kan doen. En in Noag se tyd was daar 'n vloed vir 40 dae. Maar al is dit nou klaar, as dit alles nou klaar is, nou maak God 'n belofte. God beloof om nooit weer die aarde deur 'n vloed te vernietig nie.
Nou weet julle waarmee het mense mekaar geskiet voordat daar gewere was? Dit was nie pistole nie, dit was nie gewere nie, dit was pyle en boë. En julle weet hoe lyk dit? Dit is so 'n houtjie met 'n touwtjie aan. En God sê, ek sal my boog in die lug sit. Met ander woorde, God sit sy boog weg. As dit vandag gebeur het, sal God sê, maar ek sit my geweer nou weg. En God los vir ons iets hier agter om die belofte te onthou. God doen dit deur hoe wonderlik God die wêreld gemaak het. Ons dink miskien lig is net wit, want dis die kleur van die meeste elektriese ligte. Maar binne in hierdie lig is daar allerlei kleure. As die lig deur 'n prisma skyn, dan breek dit die lig so op. En lig breek ook as dit deur 'n reendruppel val. So as daar reën is en die son is dan agter jou, wat sien ons dan? Ons sien 'n reënboog. God sê vir Noag, hierdie reënboog wat jy sien, dis ek wat my boog wegsit. As jy 'n boog vashou om te skiet, dan hou jy dit met die touwtjie of die trekkoord na jou toe, dan sit jy die pyl in, jy trek terug en daar laat gaan jy. As jy die boog sit met die trekkoord na onder, dan kan jy dit nie skiet soos wat dit is nie. So elke keer as ons 'n reënboog sien, dan sien ons God se belofte aan Noag en aan ons. En God se beloftes is baie beter as ons beloftes. Ek het al baie vir my ma beloof dat ek 'n kind was, ek gaan my kamer skoonmaak en dan vergeet ek. Van my maatjies het al beloof om vir my te kom kuier, maar dan gebeur iets wat maak dat hulle nie kan kom nie. God het nie rede om vir ons te jok nie, want God is eerlik en God is goed. God is ook baie lief vir ons. So as God vir ons sê, nou sal nooit weer 'n vloed wees wat die wêreld platvee nie, dan kan ons dit maar glo. Maar dit is nie die enigste belofte wat God aan ons maak nie. Die Bybel is vol beloftes. God het al baie beloftes gemaak aan ons en ons weet ons kan daarop staat maak. Jesus sê vir ons dat hy elke dag by ons sal wees want hy stuur sy Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is iemand baie soos Jesus, maar wat binne ons woon as ons in Jesus glo. So ons hoef nie te wonder maar of Jesus by ons is nie, wat ons weet, deur sy Gees is hy elke dag by ons. Hoe weet ons dit? Want God se beloftes kan 'n mens altyd glo. Dit beteken ons het altyd 'n rede, maak nie saak waar ons is nie, om hoop te hê, want God los ons nooit alleen nie. Nou, wat het 'n mens nodig as jy na die skool toe gaan? Jy het jou skoolklere nodig, jy het jou boeke nodig, jou potloodsakkie en jou tas. Ek gaan vir julle 'n geheim vertel. Ek glo die groot mense het dit al agtergekom, maar ek is baie vergeetagtig. Ek was al skool toe sonder my tas, sonder my kosblik, sonder my huiswerk en sonder my boeke. Maar selfs ek was nog nooit ooit skool toe sonder my tas nie. Nie wat ek kan onthou nie. Vir 12 jaar het ek van maandag tot Vrydag my tas onthou. My tas was daarom altyd by my gewees. Die Heilige Gees is nog meer by ons as ons skooltasse, ons selfone of ons skaduwees. Maar ons tasse is daarom elke skooldag by ons. So, ons sal vandag vir julle en vir julle tasse bid. Of vir jou beursie of vir jou sleutel, dit wat elke dag by jou is. As jy môre jou tas saamvat, as jy môre uit die huis uit gaan, dan onthou jy die Here is by jou nog meer as dit wat jy saamvat. Jy is nooit alleen nie, daar is altyd iemand wat baie lief is vir jou en wat wil jy moet dit weet. Daarom gaan ons vandag die reënboog gebed doen. Elke keer as jy die reënboog sien, onthou jy dat God jou beloof en dat Jesus by jou is. Ons gaan bid met elke kleur van die reënboog. Rooi is die kleur van ons bloed wat deur ons harte beweeg. Daarom sê ons dankie vir die Here, dat die Here altyd lief is vir ons. As ons 'n toets dryp, as ons iets verkeerd doen, dan bly God nog steeds baie lief vir ons. Oranje is die kleur van reddingsbaadjies wat hulle vir mense gee om te keer dat hulle verdrink. As ons benoud is, dan weet ons die Here is by ons. As ons met 'n nuwe skool begin, of met 'n nuwe vak, of 'n nuwe maatjie wil maak, dan hoef ons nie bang te wees nie, want God is daar. Geel is die kleur van suurlemoene, en as jy dit net so eet, dan trek jy jou gesig. So ons kan bid dat die Here ons troos as ons nie lekker voel nie, of as ons hartseer is. As jy siek is,
of iemand was miskien lelik met jou, dan kan jy vir die Here vra om jou beter te laat voel. Groen is die kleur van plante en bome en wat ons in die woud kry, as ons sou verdwaal. So as ons nie weet wat om te doen nie, dan kan ons altyd bid vir die Here en vra. Soos wat ons groter word en keuses maak, of as ons net wil weet hoe om iemand te help, dan kan ons vra vir die Here. Ligblou is die kleur van die lig wat ons sien as ons buite in die oopte is. Nou, as ons voel of ons op ons senuwees is, dan kan ons vir die Here bid om ons veilig te laat voel. Voor 'n groot wedstryd of 'n toets, kan ons vir die Here vra om ons rustig te maak. Donkerblou is die kleur van die see en die golwe wat elke dag hoogwater en laagwater word. Ons sê vir die Here dankie dat ons altyd op die Here kan vertrou en dat God betroubaar is. As ons nie mekaar voel of as dinge nie uitwerk soos wat ons wou hê nie, dan weet ons, maar God is altyd daar, maak nie saak wat nie. En pers, die laaste kleur, is die kleur van baie jellyvisse. En ons kan reg deur 'n jellyvis sien. 'n Jellyvis kan nie vir ons wegsteek nie. So ons maak ons gebed klaar. Deur dankie te sê dat God ons beloof, en as God ons iets beloof, dan is dit waar. So ek gaan nou vat dat ons skooltasse vat, ons selfone of ons sleutels, ek gaan my beursie vat, dis ook elke dag by my, en dan bid ons saam. Kom ons bid. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê dat ons kan weet, U is elke dag so lief vir ons. Ons maak foute, ons doen dinge wat verkeerd is, maar dit maak U nie minder lief vir ons nie. Ons vra dat U ons sal help met die dinge wat vir ons baie moeilik is. U is baie slimmer en baie sterker as ons, daarom weet ons, U kan ons help, waar ons nie onsself kan help nie. As ons of die mense wat ons ken deur 'n moeilike tyd gaan, dan vra ons dat U by hulle sal wees, dat U hulle sal troos. As ons moeilike besluite moet neem, vra ons dat U ons sal lei. En ons is baie keer so besig, ons vergeet baie keer dat U vir ons sorg. Help ons om rustig asem te haal as ons hart in ons keel begin klop. Dankie dat U nooit vir ons wegkruip of ons op ons eie los nie. Ons kan altyd op U vertrou. En omdat U self beloof om by ons te wees, weet ons, U gaan dit doen. Amen.